Die huidige situasie rakende die waterkrisis in die land bly op almal se lippe terwyl die nasionale waterwysigingswetsontwerp verlede maand by die parlement ingedien is, iets wat verskeie rolspelers aan die gons het. En ek gesels nou met die voorsitter van die parlementêre portefeulje komitee oor water en sanitasie, Leon Basson, om te verduidelik wat die verskil tussen die voorgestelde wysigingswetsontwerp op die nasionale waterwet en die op die wet op waterdienste is, sodat ons almal dit 'n bietjie beter kan verstaan. Leon, baie welkom. Baie dankie en goeiemôre ook aan jou kykers. Nou Leon, verduidelik dit eerstens kortliks vir ons, verduidelik dit eerstens kortliks vir ons wat die doel van die nasionale waterwysigingswetsontwerp is wat ingedien is. Die waterwysigingswet wat ingedien is, moet ek daarom nou net sê dat hoewel hy dit reeds by die parlement ingedien is hierdie wet nog nie voor die portefeulje komitee nie. Die minister moet nog hierdie wet voor die komitee moet gedien word en die minister moet die wet kom verduidelik. Hoewel ons reeds werk aan die wet as 'n komitee, is dit baie duidelik dat jy weet daar baie verskille is met die ou wet en dit maak dit baie problematies vir landbou en vir mynbou in Suid-Afrika. Nou die verskil tussen die twee wette is die dienstewet of die Water Services Act kyk meer na water in die krane en die hantering van water deur munisipaliteite en die water wat na ons riviere toe gaan, rioolwater wat skoongemaak moet word wat na riviere toe gaan. Waar die waterwet kyk na jou hulpbron, water in damme, riviere, die skoonheid van ons riviere, daar mag nie besoedeling in ons riviere wees nie, en dis die verantwoordelikheid van die nasionale waterwet, terwyl die wet op dienslewering gaan oor dit wat ons by ons huise kry, die water, die kwaliteit wat gereguleer moet word en die water wat teruggaan na ons riviere toe, dat dit gereguleer word. Natuurlik 'n baie belangrike aspek van die wet op dienslewering is dat dit gaan ook munisipaliteite baie beter kan aanspreek. Die minister gaan dan ook die reg hê om 'n waterlisensie te onttrek en dit aan 'n ander diensverskaffer te gee sou die munisipaliteit nie daai dienste kan lewer volgens die regulasies wat aan hulle voorgeskryf is nie. Goed, nou volgens 'n Netwerk 24 berig is sommige organisasies soos die Instituut vir Rasseverhoudinge en ook die Organisasie teen Belastingmisbruik dit eens dat die nuwe konsepwetgewing nie die waterkrisis kan oplos nie. Wat het jy daaroor te sê? Ja, goed, ek dink die doel van die wet is nie om die waterkrisis op te los nie. Ek dink die diensteleweringwet, dis die verantwoordelikheid. Ek dink ons almal besef in die land dat dit is nie, ons het nie 'n tekort aan water in ons damme en ons riviere nie, maar ons het 'n probleem met infrastruktuur. En die infrastruktuur wat munisipaliteite in stand moet hou, dis waar ons probleem lê. As jy na Johannesburg kyk wat bykans die helfte van sy water wat hy aankoop verloor voor dit by huishoudings uitkom, dan sê dit vir jou dat daar is 'n groot probleem en daar groot investering sal moet plaasvind om infrastruktuur in munisipaliteite en in metros in stand te kan hou. As ons dit nie kan doen nie, sal ons nooit genoeg water hê nie, want ons verloor die helfte van ons water nog voor dit by die verbruikers uitkom. Goed, nou dit is baie duidelik dat daar meer kommer oor die landbousektor is wat geraak word. Kommer oor water as hulpbron en dan nou veral die landbousektor wat geraak word. Ek wil net hê jy moet dalk 'n bietjie meer uitbrei. Ek weet jy het nou vlugtig daarna verwys, maar hoe groot of hoe bekommerd behoort ons te wees? Ja goed, kyk in die ou wet is jy regte gehad het voor 1998, dan is daai regte verskans. So die water wat aan jou toegeken is, daai regte het jy gehad. Maar dit blyk nou dat hierdie nuwe wet geskryf word dat die minister wat ons dink te veel magte gaan hê in hierdie wet en dit behoort administratief gehanteer te word. Kan die minister besluit om jou water weg te vat
En dit sal veroorsaak dat ons nie watersekuriteit het nie. Boere sal baie versigtig wees om uit te brei, want jy weet, ek gaan nou 'n paar miljoen rand spandeer aan uitbreiding, maar ek weet nie of ek oor 2 jaar nog dieselfde kwota water gaan ontvang wat ek gehad het nie. En dit is 'n baie groot probleem en dit sal ons sekerlik baie ernstig na moet kyk. Ek moet bysê dat ons het ook besluit in die komitee dat ons self sal gaan vir publieke gesprekke. Jy weet, ons sal public participation gebruik. Ons sal na die provinsies toe gaan. Ons sal met landbou gesels, ons sal met mynbou gesels om ook hulle kommer aan te spreek. Hoewel die departement dit reeds gedoen het, blyk dit nou in die wet wat voor ons is dat dit nie regtig enige insette van hulle kant af opgeneem is in die wet nie, en die komitee sal moet seker maak dat ons weer daai proses sal aan die gang moet kry, om seker te maak dat ons alle insette kan kry van landbou, mynbou en natuurlik die gewone gebruiker van water op straat. Ek wil net ook bysê dat die waterdienstewet is ons nou besig om te kyk na 'n proses, en ek het Vrydag 'n skrywe gekry van Netlek af wat sê hulle was nie deel van daai proses nie. Hulle vra vir 'n vertraging van 3 maande om die proses van hulle kant af te kan initieer. Ek het nou regsopinie aangevra by parlement, maar dit blyk dat die minister gaan geen keuse hê as om die wet te onttrek en die proses van vooraf. Jammer, die tyd het ons ingehaal. Maar baie dankie vir jou tyd. Bly ingeskakel, ons kuier net hierna verder.